In ons gesels oor visie, gesels ons nou oor sien verder as wat jy voel. Een van die kenmerke wanneer 'n mens oorweldigende emosies ervaar, is dat 'n mens onmagtig en ontmagtig voel. Jou vrees, jou onsekerheid, selfs moedeloosheid neem oor. Jy sien eintlik nie 'n uitkoms raak nie en jy word al hoe meer oorweldig deur die gevoel van hopeloosheid. Nou destyds het Elisa die profeet se dienaar dit ook oorgekom. Hy het 'n oormaat van vyande raak gesien en toe neem sy negatiewe emosies natuurlik oor. 'n Mens kan my eintlik regtig kwaadlik neem nie, want hy het gesien hoe baie soldate en hoe baie strydwaans daar rondom hulle was. Dit was 'n hele oormag. Maar dan lees ons in 2 Konings 6 vers 17. Elisa het gebid, Here maak tog sy oë oop dat hy kan sien. Die Here het die oë van die slaaf oopgemaak en hy het gesien. Die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaans van vuur. Nou dis altyd die dilemma tussen gevoel en geloof. Gevoel het hier gesê, hier's nie 'n uitkoms nie. Maar toe God Elisa se slaaf se oë open en hy met geloof se oë kyk, toe sien hy die werklikheid van God se teenwoordigheid en die beskerming van God, wat nog die hele tyd eintlik daar was. Hy moes leer om verder te sien as wat hy voel. En dis wat dit beteken om met 'n visie te leef. Jy moet kan verder sien as wat jy voel, want jy sien alreeds wat nog nie verander sigbaar is nie. Dit is nog nie altyd 'n konkrete werklikheid nie, want dit is 'n visie. Dis om met die groter prentjie van God se moontlikhede te werk en so te sien. In die sielkunde vind 'n sielkundige soos Beck dat kognitiewe terapie mense help om hulle negatiewe interpretasies van gebeure te herbekyk en weer daaroor te besin. Hy sê in 'n stadium, patients learn to evaluate their automatic thoughts and to modify distorted thinking that contributes to negative mood. Nou dis wat die sielkundiges kognitiewe herstrukturering noem. Dis om emosies en gedagtes te hervorm en daardeur jou perspektief te kan verander. Dis die dag voor Jesus se Goeie Vrydag. Dis die dag waarin hy perspektief verander het. Nou ek het hier glasies wat ons kry, dit is van die olyfhout gemaak wat daar in Israel groei en elke keer as ons by die tuingraf nagmaal vier, dan kry ons so 'n glasie met granaatsap binne-in. En ons het al 'n hele versameling van dit, want ons was al heel wat kere daar. Maar elke slag voel jy die teenwoordigheid van God anders. Jy beleef elke keer dat Jesus op 'n nuwe manier met jou werk en jou bekendstel aan sy liefde. Nou dis wat Jesus daardie aand gedoen het. Hy het 'n hele ander betekenis gegee aan die gebruik van wyn en brood, want Jesus het verder gesien as wat hy gevoel het. Want jy sal onthou dat 'n klomp sleg goed net daarna met hom begin gebeur. Maar dit het almal se lewens verander. Daar was hy bereid om sy lewe te gee, sodat ons kan sien. So moenie visie verloor nie. Kyk verder, sien verder as wat jy voel. Leef geïnspireer.